Vandag gaan ons praat oor u gees en ons gaan bietjie kuier oor wat dit is om geaktiveer te wees deur die gees. En ek wil bid dat terwyl ons praat en terwyl ons gesels, Heilige Gees, dat jy persoonlik vir elkeen dit kom oopbreek. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen net genade in Jesus naam. Amen. Amen. So ek wil begin met vandag se tema as die Gees in jou vir die missie voor jou. Dis ons tema vandag en ek gaan jou vandag uitdaag, ek gaan vandag 'n klomp goed vir jou sê, vir die simpel rede is dat in Romeine 6 vers 11 is nie op die bord nie, in die Amplified vertaling sê die volgende, even so consider yourselves also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God, living in unbroken fellowship with Him in Christ Jesus. Nou daai consider is ietsie wat jy moet doen, is iets waarmee jy tyd moet spandeer. En die Griekse woord vir dit is logizomai. Nou logizomai beteken in die Engels is 'n faith-based mental alignment. Faith-based mental alignment. Nou dit is presies wat dit is faith. Nou faith in Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons faith is not a substance of things hoped for or the evidence of things not seen. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ons sien dit nog nie, ons beleef dit miskien nog nie, maar ons glo dat die Here het dit gesê. En dis hoe dit gaan wees. So ek wil jou uitnooi om saam met my jou regterhand in die lug te steek. Ek sien van julle is de mekaar, maar so right, solank 'n hand net in die lug is dit fyn. Okay? Ek wil hê jy moet hierdie hand vat en hom op jou bors sit. En dan wil ek hê jy moet agter my aan sê ek gaan vandag anders hier uitstap. Ons gaan dit weer sê, ek gaan vandag anders hier uitstap. En dan gryp jy jou langs en ons sê vir jou, het jy gehoor? So ons gaan mekaar nou opcheck, of jy bietjie anders is. Ek wil begin met 'n gewigtige stelling, en ek gaan dit op die bord vir jou sit, dat jy saam met my kan lees, maar die wêreld het genoeg Christene gesien wat praat van die Heilige Gees. Wat ons nou nodig het, is Christene wat leef deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is nie gegee om jou net goed te laat voel in die kerk nie, maar om jou te aktiveer vir God se missie buite die kerk. Yes, julle is baie beter as die eerste diens, hoor. Moet dit nie vir hulle sê nie. Hulle is 'n tough crowd. Ek wil hierdie vir jou noem en hierdie goeders is op hierdie slides is op YouVersion. As jy op YouVersion gaan, kan jy dit daar gaan volg ook. Maar die Gees is nie 'n spirituele rusbank nie. Hy is die aanskakelaar vir jou sending. Jy het 'n missie, jy het 'n doel. En in week 1 het ons gepraat oor die Heilige Gees wat die Vader en die Seun teenwoordig kom maak in ons lewe. Johannes het Jesus vir ons gesê is dat ons sal by jou kom woon. Ek het groot geword is dat die Here Jesus, die God het Jesus gestuur uit aan die kruis gesterf, hy het opgevaar en nou gee hy vir ons die Gees. So Jesus is nou weg en ons het nou die Gees. Maar een ding moet ons verstaan is dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees is een. En die woon binne in jou. Ek staan hierso in gees, siel en liggaam. As ons hier klaar is, dan klim ons in die kar en dan ry ons met verlof so ek sou graag my gees net vir julle wou gestuur het om met julle te praat. En my siel wou al in plek gelê het en my liggaam sou geslaap het. Maar dit sou nie so lekker gewerk het as ek my gees net vir julle gestuur het nie, want ons relate nie so lekker net met gees nie, maar ons verstaan nie altyd die drie eenheid nie, en dis conversations wat ons nog baie lank met mekaar gaan hê. En dis nie iets wat ons noodwendig nodig het om te verstaan nie. Dis iets wat ons moet glo. Dat hy is Vader, Seun, Heilige Gees, en die woon binne in jou. Nou ek het groot geword en ek het dit in die laaste 2 weke in ons kampus gesê en gebely, en vandag wil ek die geleentheid gebruik om dit hier ook te doen. Ek het groot geword Pinkster, ek het in die AGS kerk groot geword, en ek het die CSV gelei by die skool en al daai lekker dinge, maar ek het 'n geestelike hoogmoedigheid gehad. Waar ek gedink het dat, omdat ek Pinkster is en ons in tale kan praat, en ons die gawes laat vloei in ons dienste, het ek gedink dat ek beter is as die ander kerke. Ek het regtig so gedink. Ek het gedink dat ek is 'n bietjie 'n level hoër as die ander.
Ons spot altyd as ons sê, as ons spot daarmee, dan sê ons, want ons kon karre se bande en trokke se tyres. Jy sal dit later vang as jy uitstap. Maar ek kon nie verder van die waarheid af gewees het nie, want ons het gesien dat in week 1 is dat die oomblik as ek, en ek wil hierdie vir jou verduidelik, en miskien gaan hierdie jou iets vir jou oopmaak, en moenie hoor wat ek nie sê nie, wat ek sê is dat die Here slaan reguit hou met 'n kromstok, maar ek dink ons vertrekpunt baie keer, wanneer dit kom by ons verhouding met die Here, is dalk verkeerd, omdat ons gee ons harte vir die Here. Wat eintlik gebeur is dat die Heilige Gees kom stel Jesus Christus aan jou voor en dit oorweldig jou en jy gee nie jou hart vir die Here nie, maar jy ontvang die geskenk van genade. Jy ontvang hierdie gift waar die Here self by jou wil kom bly, wat verniet is. Hoor die verskil dat as ek my hart vir die Here gee, is dit iets wat ek moet maintain, dis iets wat ek moet onderhou, dis iets wat ek moet doen die hele tyd. En as ek my hart vir die Here gegee, dan moet ek nou groei en ek moet dit en ek moet meer geduld hê en ek moet lief wees vir mense maar wanneer ek die geskenk van genade ontvang, dan besef ek dis nie meer iets wat ek doen nie. Dis iets wat hy deur my doen, dis in anyway for free. Die druk is af. En dis wat ons in week 1 gesien het en in week 2 het ons gekuier oor die Heilige Gees wat kom om jou te transformeer. En ek het groot geword, miskien kan jy weer hiermee relate, is dat ek het gedink dis 'n instant ding wat so moet gebeur. Die oomblik as ek die geskenk van genade ontvang, stap ek uit en ek vloek nooit weer nie. Ek wys nie meer vir ouens in die verkeer dat hulle nommer 1 is in my lewe nie. En alles is net smooth, ek het geduld vir dae en jy weet, ek praat anderster, ek praat stadiger, ek sweef. Ongelukkig is dit nie die realiteit nie. Dis nie 'n instant belewenis nie en die druk is eintlik 'n bietjie af om te sien is dat die Heilige Gees kom woon binne in jou. Hy het nie nou meer nodig om op jou te skree of dinge van buite eksterne faktore te gebruik om jou te verander nie. Hy kan nou saggies met jou praat en 'n pad saam met jou stap en dit saam met jou doen. As Elisha, my vrou hier langs my staan, dan het ek nie nodig om op haar te skree of 'n mikrofoon te gebruik nie, want sy is by my. En ek kan met haar saggies praat en julle sal nie eers weet wat ek vir haar sê nie. Want ek het nie nodig om te skree nie. En dis hoe die Heilige Gees kom en hy woon binne in ons en hy vat ons op 'n journey. Nou, ons het gepraat van Galasiërs en ons gaan nou by Galasiërs uitkom, maar ek wil eers iets vir jou lees hoe dit eintlik veronderstel is om te wees. Liefde vind uitdrukking in die volgende. Dis eintlik hoe Galasiërs geskryf moet wees, nie met 'n komma nie, met 'n komma punt. Liefde is die volgende, vind uitdrukking in die volgende: vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis hoe jy liefde beleef, dis hoe jy liefde ervaar, dis hoe jy liefde sien, as hierdie goeders deel is van jou lewe. En wanneer iemand met jou geduldig is, en wanneer iemand met jou sagmoedig is, dan ervaar jy liefde. Nou ek het daar by ons dit voorbeeld gebruik as 'n fabriek. Ek wil dit met julle ook deel vandag, is dat die Heilige Gees kom en wanneer hy binne in jou kom woon, en wanneer die Vader en die Seun binne in jou kom woon, dan sit hy jou op 'n fabriek. Hy sit jou letterlik in 'n fabriek en ek gaan vinnig hierdie storie vertel, ek het dit al hier vertel, maar net sodat jy weet, dis hoe ons ook gemaak word in die hemel. Ek is 'n pastoor, ek mag nie lieg nie, ek word betaal om nie te lieg nie. Maar jy word so gemaak in die hemel, jy word met klei aan mekaar gesit en daar's engele wat langs weerskante aan 'n konveier staan en dan bou hulle jou so. Sit hulle jou voete aan mekaar en dan jou kuite en dan jou bene en dan jou pensie, jou oortjies en alles en so sal hulle kuier. Dis kom ek die kuite het nie, want die engele moes hardloop om klei te gaan haal. Dit was klaar toe hulle terugkom, toe ek verby op die konveier. Maar in elk geval, bou hulle jou so en hulle praat oor dinge en dan sit hulle jou in 'n oond in so groot soos die kerk en dan bak hulle jou op 'n sekere temperatuur. Dis die waarheid, ek sal nie lieg nie. Bak jy op 'n sekere temperatuur en as jy uitkom aan die ander kant, dan is jou deegie nog so 'n bietjie warm en dan staan Jesus daar. Dan lekker sy vingers so na en dan druk hy dit so in jou pens. Dan sê hy, jy's myne, jy's myne, jy's myne. Dis hoekom jy 'n naaltjie het. Dis die waarheid. Dis hoekom mense se naaltjies so 'n bietjie uitpop want die deegie was nog bietjie nat, so toe pop hy so. So is amper so 'n fabriek waar hulle jou so 'n bietjie transformeer. Heilige Gees vat jou op 'n journey. En hy gaan kuier met sekere
dinge, soos byvoorbeeld as ons geduld kan gebruik. Hy vat jou op 'n journey en hy gaan kuier bietjie met jou rondom geduld en hy wys vir jou by die werksplek, by die huis. En as jy sensitief genoeg is en jy kan hoor, dan sal jy hoor dat die Heilige Gees is eintlik besig om vir jou te wys. sien jy, hier's die area waar ek eintlik wil hê jy bietjie moet groei. So as jy my gaan toelaat, dan gaan ek jou help sodat ons hierdie eers kan uitsorteer. Dis stasie nommer 1. En as jy daai uitgesorteer het, dan gaan ons aan na stasie nommer 2, sodat die eindproduk op die ouene van die dag liefde kan wees. Jy sien nie dalk nou dadelik die verandering nie, maar dis 'n proses. Die Heilige Gees vat jou op 'n journey. Die probleem is net, ons raak ongemaklik met die proses. Dan klim ons van die konveierbelt af, en dan moet ons weer voorbegin. Meeste van ons het nog nie goed uitgesorteer nie, omdat ons afgeklim het van die konveierbelt. Goeie nuus is vandag is dat hy gaan nêrens heen nie. Hy is nog steeds daar. Hy staan geduldig vir jou en wag om weer terug te klim, sodat hulle dit saam met jou kan uitsorteer. Ek wil 'n stelling maak en dan vergeet jy alles wat ek vandag vir jou sê. Onthou asseblief hierdie. Is you are not a sinner saved by grace. Ek weet dit klink romanties. Dit klink reg, but you're not. You're a saint, wat baie keer bietjie droog maak. You're a saint, wat baie keer bietjie droog maak. En ons weet dat sonde is nie 'n lysie van goed wat ons doen nie. In die ou tyd, in die Ou Testament was daar 'n lysie, maar daai lysie het langer en langer en langer en langer en langer geword, en selfs die joetjies was al so die mekaar, hulle weet nie meer wat hulle moet doen nie, want as hulle iets doen, dan is daar nog ietsie wat hulle moet bykom, en mag nou nie meer so nie, maar nou so. Hulle was so die mekaar. Daar's nie noodwendig 'n lysie nie, maar wat sonde is, en die mooiste manier om dit vir my te verduidelik, is dat dis wat afstand bring tussen jou en jou Vader. Enige iets, wat dit ook al vir jou mag wees, dis miskien anderster in een persoon se lewe as in 'n ander persoon se lewe, maar sonde is wat afstand bring tussen jou en jou Vader, waar jy jou gesig wegdraai en daar nie 'n verhouding meer is tussen jou en jou Vader. Kan enige iets wees. But you're not a sinner saved by grace. You're a saint that sometimes sin. Jy maak baie keer droog. Maar die Heilige Gees wil saam met jou werk. Nou ek het ook gedink dat as ek my hart vir die Here gegee het, dan kom die Heilige Gees en dan sort hy my uit. Dan skud hy my so en dan lê al my nikke daar en dan gaan ek net aan. It's 'n instant movement en hy kom sorteer my uit. Maar dis nie hoe dit werk nie. Die Heilige Gees kom, leef binne in jou en hy wil saam met jou 'n pad stap om jou te help. En 'n paar praktiese maniere wat ek vir jou wil neersit vandag, om dit te ontdek saam met die Heilige Gees, is om elke dag bewus te wees daarvan dat hy werk binne in my. Begin elke dag met die bewustheid dat die Heilige Gees is besig om binne in jou te werk. Partykeer gaan ons so deur die dag dat ons konsentreer glad nie daarop nie, maar word wakker en sê, "Good morning, Holy Spirit." Môre Heilige Gees, waaraan gaan ons vandag werk? Wees bewus daarvan, word stil, leer om na sy stem te luister. Word partykeer bietjie stil. Ons het 'n see, ons kan na die see toe ry en vir die see gaan staar en ons kan die Here se stem daar hoor. Shame, die ouens in Gauteng moet inbel. As jy die Bybel lees, as jy bid, maar ek wil jou uitnooi vandag is moenie die proses stop met bitterheid of met trots. Moenie die proses stop nie. Kies om gehoorsaam te wees. Luister, jy voel nie dalk die verandering nie. But he's busy working inside you. So vandag gaan ons baie vinnig kyk na 3 punte. Want nou as ons die Heilige Gees het, hy bly nou binne in ons en hy wil ons nou transformeer. Hoekom doen hy dit? Wat is die doel daarvan om getransformeer te word? En die Gees transformeer jou sodat jy gereed is vir jou roeping. As jy hier sit en jy wonder wat is jou roeping, wil ek vandag vir jou sê, jy's ingesluit in die groter prentjie. Jy's deel van God se missie. Jy is deel van God se missie. Ons moet verstaan dat daar is 'n groter prentjie te werk. Dit gaan nie net oor ons en wat ons moet doen nie, maar daar's 'n groter prentjie. As jy gaan kyk na die orde hoe God goed geskep het, het hy eers die skepping aan mekaar gesit. En toe het hy ons daar gesit as stewards. Maar toe Jesus Christus aan die kruis kom sterf, toe red hy en redeem hy sy hele skepping. Jy's deel van die groter prentjie. Jy het 'n roeping vandag en die Heilige Gees wil jou daarmee help. So 3 punte, baie vinnig. Jy leef nie meer vir jouself. Jy leef nie meer vir jouself nie. Galasiërs 2:20 sê die volgende: Ek
is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Nou ons weet dat Hebreërs 11 vers 1 sê, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ons glo in Jesus Christus, en dat hy sy lewe deur my wil leef. En daarom is die Heilige Gees besig om jou te laat verstaan, deur jou journey, dat jy 'n nuwe identiteit. Hy is besig om jou te laat verstaan, deur jou journey, soos wat jy saam met hom die pad stap, en saam met hom werk, in hierdie proses van vernuwing, is hy besig om jou te laat verstaan, dat jy 'n missie. You've got a mission. Jy is deel van die oorspronklike plan. Jy is nie gered, net om hemel toe te gaan nie. Jy is gered vir iets baie groter as dit. Jou lewe is 'n kanaal vir Jesus om sigbaar te wees vir die wêreld. En ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nie 'n boom gesien wat vrugte dra vir homself nie. Julle het al 'n boom gesien wat vrugte dra vir homself, wat as jy van hom wil vat, dan trek hy sy blare so terug, gesê, is nie vir jou nie. Los. Nou eet hy dit werk is nie. 'n boom dra vrug nie vir homself nie, maar vir ander. So jy is nie 'n decoration in God se koninkryk. Jy is nie net daar om mooi te lyk nie. Jy is daar want jy is 'n tool in die hand van ons Vader. Jy is 'n tool in die hand van ons Vader. Jou gawes is nie speelgoed vir jouself nie, maar gereedskap vir ander. Nou, ek weet dat ons sukkel om hierdie konsep te verstaan. Ons het deur 'n paar jaar gegaan van droogte. So ons weet dat daar is nodig vir 'n opgaardam om water te voorsien vir die stad en vir die omgewing. Maar ons hier in Kebega gaan nie dam toe om van te hê nie. Ons gaan nie na die opgaardam toe nie, want dit is 'n plek waar daar water lê vir ons. Ons gaan see toe. Ons gaan see toe en ons gaan spandeer tyd by die see, ons gaan sit op die strand en ons kyk vir die water en ons swem in die see en ons vang vis en so aan. Maar daar waarvan ek vandaan kom, het ons nie 'n see gehad nie. So ons het na die dam toe gegaan. Glo dit of nie. Witbank, Middelburg en Ermelo se dam. Dis waar ons gegaan het. Ons het daar gaan visvang, ons het daar gaan tubes ry, ons het daar gaan swem, ons het daar gebraai, daar was super tubes, daar was goeders, daar was mense wat hulle huise om die dam gebou het, dis te nice. Ons het dam toe gegaan, ons het gaan jol by die dam, want dit was al enigste plek waartoe jy kon gaan, is die dam. Maar die dam se doel was nooit gewees om tubes te ry en vis te vang en so nie. Die dam se doel, die dam is gebou vir die dorp, om water te gee vir die dorp. Die Heilige Gees is van, maar die doel van die Heilige Gees is nie vir die van element nie. Dis om lewe te gee vir ons gemeenskap. So punt nommer 2 is, as jy ontvang gawes, nie vir 'n gevoel nie, maar vir God se doel. Jy ontvang gawes nie vir 'n gevoel nie. En kom ons kyk nou gou na Galasiërs 5. In Galasiërs 5 sê die volgende, 22. Maar die vrug van die Gees, enkelvoud, is liefde. En ons weet dat in die oorspronklike Grieks is daai veronderstel om 'n kommapunt te wees, soos ek nou vir jou gewys het, nie net 'n komma nie. Liefde vind uitdrukking as die volgende: blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Die wêreld, en ek wil hierdie stadig sê, is nie op die bord nie. Die wêreld het nie nodig om te sien hoe geestelik jy voel nie. Maar die wêreld het nodig om te sien hoe geestelik jy leef. Die Gees gee gawes en vrug, nie sodat jy beter kan voel op 'n Sondag of wanneer jy worship luister in die kar nie, maar sodat jy 'n verskil kan maak. Dit is nie net vir die kerk nie. En ek sê weer, ek wat Pinkster groot geword het, het dit toegesluit op 'n Sondagdiens vir 'n ervaring.
En ons het na die Handelinge Kerk verwys wat al hierdie belewennisse gehad het rondom die Heilige Gees. Yes, hulle het belewennisse gehad, maar dit was ook 'n uitvloeisel wat hulle dit geleef het, waar mense daar buite dit gesien het. As ek weer kan teruggaan na die fabriek voorbeeld. Jy's op 'n produksielyn. En die eindproduk is Jesus geopenbaar vir die mense. Dis die eindproduk. Is waar mense Jesus sien. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê vir ons dat soos ons in die spieël kyk, word ons getransformeer. Daar's net een manier hoe Jesus gereveal kan word aan die wêreld daar buite, en dis deur ons. Hy het gekies om dit deur ons te doen. Hy het gekies om liefde deur ons te openbaar, want wanneer jy liefde ervaar jy dit by 'n mens. Jy sien dit by 'n mens. Dis hier waar ons dit ervaar. Nie alleen nie. So, dis nie net vir 'n kerk of vir 'n life group of vir 'n worship service nie. Dis vir die lewe. Dis in die verkeer. Dis by die huis. Dis op 'n WhatsApp groep. Jaco, ons zoneleier, vertel ons van 2 persone wat hy ken. In Raslouw en Pretoria het hulle 2 dienste gehad, Afrikaans en 'n Engelse diens. En hy sê hy ry in die verkeer en hy ken al 2 persone, al 2 speel actually Christelike musiek in hulle kar. Hulle is al 2 lief vir die Here, erken dat hy is hulle koning, geesvervuld. En nou hierdie 2 mense, die een ry 'n Golfie en die een ry 'n Toyota bakkie. En die een is swart en die ander een is wit. Jy kan besluit wie ry wat. En hulle kom in die verkeer en hy ry agter hulle. Hy sien hierdie 2 krap mekaar. Raak 'n bietjie negatief vir mekaar. En hulle het so 'n bietjie road rage, maar dis iets wat ons in PE nie verstaan nie. Ons het nie road rage nie. Ons raak glad nie kwaad nie. Ek en Elisha was in Pretoria gewees en ons ry en sy vra op 'n stadium vir my, kan jy asseblief 'n bietjie vinniger ry? Want die mense in Pretoria raak geïrriteerd met jou. Toe dog besef ek is gepifiseer. Ek is net soos ek het een spoed en ek gaan net so aan. Maar hy verduidelik hoe hierdie 2 persone dit voor hom afspeel, hoe hulle uitspring en mekaar vertel hoe hulle oor mekaar voel. Jou vaarbond. Jou limo. Dis mos hoe hulle met mekaar praat in die verkeer. En hy besef dat hierdie is nie die vrug van die Gees nie. Dis die ouens wat in die kerk hande opsteek, belewenis het in worship, maar in die verkeer is dit nie die vrug van die Gees nie. So wanneer jy geduldig is met 'n moeilike mens, nou ons almal ken hulle, meeste van hulle is in ons familie. En as jy nie so 'n persoon het nie, is jy heel waarskynlik die een wat almal met. As jy vriendelik is met die kelner wanneer jy na 'n restaurant toe gaan en hulle met respek hanteer, al is jou bestelling heeltemal verkeerd. Of as jy sagmoedig is met jou kinders. Wil ek vandag vir jou sê is dien jy die missie van Jesus Christus? Is jy 'n openbaring van wie Jesus is? Jy hoef dit nie te preek nie, jy kan dit leef. En dis hoe die wêreld hom sien. En ek glo uit my hart uit dat 1 Petrus 3 vers 15 sê, dat daar waar die Here jou plant, ek glo dit met my hele hart, is dat die Here ons vat en in 'n sekere omgewing neersit. En dis waar ons leef ons lewe. Ons preek nie, ons doen nie al, ons leef ons lewe. En soos wat ons by die werk is en ons geduldig is met iemand en lief is vir die mense en doen wat ons doen omdat ons lief is vir die Here en ons 'n nuwe kultuur het. Ons is nie meer wie ons dink ons is nie, ons neem 'n nuwe stel waardes aan en ons leef dit absoluut uit. En mense kom dan na ons toe en sê, ek verstaan nie hoe jy so kalm kan wees in hierdie situasie nie, verduidelik vir my. Dis wanneer 1 Petrus 3 vers 15 vir ons sê, ons met sagmoedigheid en met respek Jesus kan deel. Because ons het dit uitgeleef. Moeder Teresa sê, preach the gospel at all times and use words when necessary. Jy's geplant in 'n sekere environment om Jesus uit te leef. Punt nommer 3, en dis die laaste punt, is jy word gelei, bemagtig en gestuur. Onthou in week 1
En ek dink ons het dit hier ook gedoen, het ons gepraat oor 'n seilboot. En ek weet nie of jy al op 'n seilboot gery het nie, maar 'n seilboot is nie net sit die seile op en dan gat hy nie, en hy gaan nie net in een rigting nie. Jy kan actually teen die wind inry met 'n seilboot, maar dit vat so 'n bietjie effort, want sy seile is so gedesign dat dit die wind om hom kan gaan, en as jy hom reg posisioneer, dan kan die wind jou eintlik trek. Maar jy het 'n bietjie werk nodig op 'n seilboot. Dis nie 'n rustige straal op die water op 'n Sondagmiddag nie. Jy is nogals moeg as jy by die huis kom, want dit vat 'n bietjie effort. Galasiërs 5 vers 25 sê: "Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly." Toe Jesus aan Nikodemus probeer verduidelik wat die Gees is, die Heilige Gees is, toe sê hy vir hom soos die wind, en as daar een ding is wat ons in PE verstaan, is ons verstaan wind. Ons sien dit nie, ons weet nie waarvan af dit kom nie, maar die bome groei so. Daar's 'n effek van die wind wat ons nie kan ignoreer nie. Die wind is altyd daar. Ons kan dit nie ignoreer nie, maar ons het nodig om saam met die wind te werk. Elke dag is die wind daar. En jy hoef nie te wag vir hierdie massiewe roeping wat op jou lewe is, of hierdie massiewe calling nie. Jy moet weet dat vandag moet jy weet, jy's deel van God se missie. Jy's deel van sy missie. Die oomblik as jy die geskenk van genade ontvang het, is jy geroep om hom te openbaar. En ek wil jou encourage met die volgende, is die Gees roep jou vandag om na iemand se hart te luister. Besef jy dat jy het nie altyd die antwoorde nodig nie, maar jy kan partykeer net luister. Net al wees, in 'n spasie in beweeg wat mense nie meer ken nie, wat hulle self heeltemal isoleer, nie meer om mense is nie, kan jy in 'n spasie in beweeg en net 'n oor wees om te luister. Heel waarskynlik sal die Heilige Gees jou lei om iets te kan sê, maar jy kan luister. Bid vir jou kollega. Moet hulle nie met die printer gooi nie. Bid vir hulle. Nooi hulle bietjie in en sê, hoorie so, ek het vanoggend vir jou gebid, meestal omdat jy my irriteer, maar waarvoor kan ek vir jou bid vandag? Ek kan jou beloof dat daar gaan 'n ander atmosfeer wees en 'n ander gesindheid. Bid vir jou, gee met vrymoedigheid, nie omdat jy voel dis 'n wet nie, maar omdat dit is wat die Here sê. Verklaar die waarheid. Ons is geroep om hier op aarde te spreek in die natuurlike en wat reeds afgehandel is in die hemel. Die missie is jy. Luister, jy kan die beste hardloopskoene of die beste stapskoene hê. Maar as dit nie die teerpad sien of 'n trail sien nie, dan beteken dit niks. Jy kan die mooiste kar koop, maar as jy hom toesluit in die garage, gaan niemand weet wat 'n waardevolle ding jy het. Die Gees is 'n gift. Dis 'n free gift wat ons moet gebruik, wat ons moet uitleef. Die Heilige Gees bemagtig jou om Jesus te leef. En ek wil afsluit met die volgende. Ons almal weet wat Wi-Fi is. As jy nou nog nie weet wat Wi-Fi is nie, dan moet jy kom laat ons vir jou bid. Ons kan nie Wi-Fi sien nie. Ons weet nie noodwendig altyd hoe dit werk nie. Maar is daar. En as jy in 'n Wi-Fi hotspot inloop en jy's connected, is jy connected. Kry jy jou boodskappe, jy kry jou Facebook updates, jy kan self 'n Facebook update plaas. Jy kan dit self doen. Jy's connected. Vandag wil ek jou net weer herinner, is dat you are connected. Jy's connected. Die Gees gaan nêrens nie. God sê in sy woord dat ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek is by jou. Maar jy kan kies of jy gaan luister of nie. Jy kan kies of jy daai koneksie gaan aanvaar of nie. En ek wil jou encourage vandag met die volgende. Jy is reeds gekwalifiseer. Jy is reeds gekwalifiseer. Want Jesus leef binne in jou. Jy is reeds gekwalifiseer want Jesus leef binne in jou. Jy is reeds bemagtig want die Gees woon in jou. Jy het nie nodig om op 'n sekere level eers te kom nie. Jy het nie nodig om eers sekere goedjies te bereik of meer te bid of meer te worship of meer kerk toe. Ja, jy moet dit ook doen. Jy moet meer kerk toe kom. Maar jy het nie nodig om dit te doen want die Gees is binne in jou. Nou word jy geroep om aktief te leef, maar verander. So die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, as ons weer die fabrieksvoorbeeld kan gebruik, is laat jy die Gees toe om jou te vorm? Of klim jy elke keer van die lyn af as dit ongemaklik raak? Laat jy die Gees toe om jou te vorm of klim jy van die lyn af as dit ongemaklik raak? En ek wil vir jou sê dat jy is nie net gevul om te voel nie.
Jy is gevul met die Heilige Gees om te leef, te dien en te getuig. Laat die Gees jou lewe rig. Laat die Gees toe om jou hart te verander. Laat die Gees toe om jou hande te gebruik vir die wêreld wat wag om Jesus te sien. Vir te lank het ons die gawes en die vrug van die Gees net in die kerk toegesluit. Maar die vrug en die gawes is vir checkers. Is vir Spar. Is vir Pick n Pay. Ek het nou deur almal gegaan met die value cards. Luister, partykeer staan jy in 'n ry by checkers en jy beleef iets vir die persoon voor jou. Dis die tyd wanneer jy dit kan sê. Moenie wag vir Sondag nie, want hulle gaan jou dalk nie daar kry nie. Partykeer staan jy en jy's besig om petrol in te gooi en jy beleef die Gees sê iets vir jou vir die petroljoggie. Why wait? Why wait? Die enigste manier hoe mense Jesus gaan sien is as jy in 'n spasie inbeweeg en die gawes gaan toelaat om deur jou te vloei. Ons identiteit lê in die groter prentjie. En dit gaan nie oor ons nie. Jesus het sy hele skepping verlos. En jy's deel daarvan. En ek wil hierdie net noem en ons kan dalk eendag 'n reeks daaroor aanbied, maar daar's 'n sekere orde wat vir my gebeur het rondom die kruis. Dit was die kruis en toe die opstanding. En dan vergeet ons van die laaste twee, want dit is soos net goedjies wat gebeur het. Maar hemelvaart is significant. Want as jy gaan kyk na die orde van die tempel, is dit waar Jesus opgevaar het in sy bloed in die allerheiligste gaan present het om te sê, it is done. En toe ontvang ons die Heilige Gees. Dit is baie meer significant as wat ons dink. Is nie net ietsie wat ons vir die Sondag bære of ietsie wat net ander mense het nie. Die Heilige Gees is vir jou mission. It's why you here. Is om die skepping te herstel na sy oorspronklike plan, so that we can steward what God has given us. So ek wil jou uitnooi om jou oë toe te maak. En vandag weet ek hier sit mense wat sê ek het die proses vertraag. Ek het van die konveier afgeklim. Ek weet dit. Ek weet dis mense wat sê ek wil weer toelaat dat die Heilige Gees my vorm. Ek wil weer toelaat dat die Heilige Gees my deur hierdie journey vat sodat ek kan 'n openbaring wees van liefde. Ek weet dit. En ek weet daar sit vandag hierso wat weer net besef is dat hulle is deel van die missie. En jy wil deel wees van die missie. En vir jou wil ek bid vandag. Vader, vandag besef ons is dat die Heilige Gees is baie meer as wat ons kan dink. Dalk baie meer as wat ons in die verlede dit gemaak het. Ons besef vandag dat die Heilige Gees is vir ons gegee sodat ons 'n openbaring van Christus kan wees, Here. Maar vandag wil ek bid vir mense wat weens ongemak nog nie gegroei het in sekere areas in hulle lewe nie. Wil ek bid vandag dat hulle weer sal terugklim op die proses. En die Heilige Gees sal toelaat om hulle deur hierdie journey te vat, om wel te groei. In die areas waar dit dalk baie keer ongemaklik is. Maar ek wil ook bid, Here, vir die mense wat hier sit, wat besef is dat hulle het nodig om 'n openbaring van Christus te wees waar hulle self bevind. Nie nodig noodwendig om te preek nie, maar om 'n lewe te leef volgens die waardes wat U vir ons gegee het en die vrug van die Gees. Wil ek bid, Here, dat jy hulle vrymoedigheid sal gee. Dat jy die druk sal afhaal. En dat jy vandag vir hulle sal weet dat hulle nie nodig om dit alleen te doen nie, maar U doen dit deur hulle. En ek bid Galasiërs 2:20 op hierdie gemeente af vandag, Here. Dat ons sal toelaat dat U deur ons lewe
sodat die gemeenskap waar ons onsself bevind in hierdie stad, U kan sien. Dat hulle aangetrokke sal wees tot wie ons is en nie wat ons sê nie. Maar Vader, vandag, wanneer ons lewe leef, help ons om gehoorsaam te wees aan die Gees. En as ons iets vir iemand kan beteken daar buite, Here, help ons that it will flow. Dat dit 'n spontane uitvloei is. Vader, oor hierdie gemeente sien ek vandag net soos U in Esegiel sê, waar daar baie kamers is wat elkeen van ons is en hoe 'n stroom van lewende water in daai tempel ontstaan. En soos wat daai stroom uit daai tempel uitvloei, Here, gee dit lewe waar ook al dit gaan. Vader, soos wat daai stroom vandag hier uitstap by Toxodeo Braemar uit en waar ook al hulle sal stap, Here, laat dit lewe sal bring vir die mense wat in kontak kom met ons. Dat ons 'n lewe vir die mense sal gee. Laat ons sal weet dat daai Gees wat U van praat, het die Vader en Jesus teenwoordig gemaak in ons lewe om ons te bemagtig vir hierdie missie. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, Here, ons verdien niks. Maar omdat ons weet dit is waarvoor U ons geroep het. In Jesus naam. En almal sê, Amen.